Hoop die koffie is lekker. Ons gaan nou nie koffie saam met julle hier binne hê vanoggend nie, maar ons hoop dat ons saam met julle in die genade van die Here kan gesels en deel in sy woord en sy glorie. Voor ons hierdie erediens begin, kom ons sluit net die oë en ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, ons wil net kom rustig raak voor U vanoggend. Here, ons sit in 'n tyd waar ons regtig diep en erg geraak is deur verskriklike goeters wat met ons gemeente gebeur het. Vader, ons het ons geliefde en troue broer, ons kerkraadslid Herman Lourens aan die dood hierdie week afgestaan. En Vader, ons harte is gebreek saam met die Lourens gesin. Karen wat so passievol is oor die senior katedese. Marley wat kom dien in die aand met haar talente op 'n klavier en Herman wat nog altyd getrou was aan die koninkryk, Here. En ons gemeente voel dit baie swaar. Maar ons vra dat U ons sal versterk as 'n familie. Here, wees ook so met ons ander kerkraadslid Gert wat ook deur 'n baie moeilike tyd gaan. Ons vra U genade oor elkeen van ons lidmate in ons gemeente. Here, versterk ons in geloof. Laat ons saam staan. Laat ons weet U is altyd teenwoordig. Laat ons verheug in ons swaar kry. Laat ons groei in hierdie. Amen. As deel van ons fotum en ons seëngroet wil ek vir julle graag 'n gedeelte lees uit Psalm 80 vanaf vers 2. Luister tog, herder van Israel, U wat die nageslag van Josef soos 'n kudde lei, U wat oor die geribs troon, verskyn tog aan ons. Openbaar U mag aan die stamme, Efraim, Benjamin en Manasse, kom help ons tog. Laat dit weer met ons goed gaan, o God. Verskyn tog tot ons redding. Genade, vrede en liefde vir elkeen van julle hierso vanoggend. Mag julle weet dat soos Israel in daai tyd ons ook dieselfde vra as hulle vra. Dat hulle ook nie vervreemd was van swaar kry nie en dat ons almal in geloof saam staan deur die genade en liefde van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ek wil vra as julle gemaklik is daarmee dat julle staan. Ek het vir julle 'n paar liedjies saamgebring en hierdie een spesifiek is iets 'n liedjie waaroor ek passievol voel. So as julle wil kan julle saam staan, as julle gemaklik is daarmee. Asseblief hou net julle maskertjies op natuurlik. As julle gemaklik is daarmee kan julle saam saggies saam sing en so of net na die woorde luister en die lofprysing beleef daar waar julle vanoggend hierso is. So kom ons staan saam en ons loof die Here in ons hart.
Amen. Julle mag maar sit. Gemeente, kom ons raak net weer vir 'n oomblik rustig. Kom ons nader onsself aan God, sodat hy hom aan ons ook kan nader, en kom ons bid vir die teks vanoggend. Dit is so belangrik dat ons hierdie epiklese doen, dat ons hierdie benadering het tot die teks, dat dit 'n heilige woord van God is, dat dit 'n lewendige woord van God is, en dat ons dit met die uiterste respek benader. So kom ons sluit die oë en ons vra die Here se genade oor die teks vanoggend. Ons Hemelse Vader, ons kom met u woord na die wêreld toe. Here, mag u vir ons openbaar wat die waarheid van die hart is. Here, mag u ons kom wys deur Jesus Christus wat ons hoop en ons doel is in hierdie leeftyd. Mag ons lewens vul met doel. Mag ons lewens vul met vreugde, want ons Verlosser het reeds alles vir ons gedoen aan 'n kruis. Here, ons kom in die uiterste nederigheid voor u. Ons kom met blydskap en hoop. Mag u dan so deur die heilige woord vir ons meer en meer van u hart wys. In Jesus se naam. Amen. Amen. So vir ons teks vandag gaan ons oor na Johannes 6 toe, vanaf vers 1 tot 15, die van julle wat julle Bybel saamgebring het. Johannes 6, vanaf vers 1 tot 15, is vandag ons teks. En soos wat julle weet, het ek die laaste ruk nou al so deur die tekens van Jesus gewerk, né? Ek is nou al 'n rukkie besig. Ek het eers die water en wyn tekens gedoen, en toe doen ek 'n bietjie die tekens oor waar Jesus die siek man by die bad van Bethesda of Bethesda, soos julle hom in die vertaling het, waar hy hom genees na 38 jaar se siekte. En hierso is die volgende teken wat ons kry, 'n baie prominente teken. Ons almal ken hom, Johannes 6, waar Jesus die brood en die vis vir die 5000 verdeel. En is 'n ongelooflike geleentheid hierdie. Net so 'n bietjie agtergrond, net om julle 'n bietjie te verduidelik weer, vir die van julle wat nog nie daarvan weet nie. So elke een van hierdie tekens gebeur altyd met een van die Joodse feestydde, né? En dis uiters belangrik. Hier sien ons weer hierdie gebeurtenis van die vis en die brood wat Jesus verdeel en vir die 5000 gee, gebeur naby aan die Joodse Paasfees. Ons gaan dit nou daar lees. So hierdie gebeur naby die Pesach van Israel, en hierdie het 'n diep nagmaalskonnotasie. Okay? Johannes vertel ons hierdie hoekom, want Jesus is besig om iets hierso te doen vir Israel as volk. Jesus is besig om iets hierso te doen vir Israel om te verstaan waaroor hierdie nog altyd gaan. Okay. So kom ons lees saam Johannes 6 vanaf vers 1 tot 15. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. Hoekom dit ook die see van Tiberias? Dit was die keiser van Rome, en natuurlik het die mense in daai tyd, so wat hulle partykeer gedoen het, dan die mense gesê, okay, ons vernoem hierdie stuk land of hierdie see of hierdie belangrike merk van geografiese merk in die wêreld, vernoem ons na die keiser, né? So hulle het dit ook die see van Tiberias genoem. En dit gee ons ook so 'n bietjie van 'n indikasie van wat se tyd hierdie afspeel. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop sodat die mense kan eet?
Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle stukkie brood te laat kry nie. 'n Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 vissies. Maar wat is dit vir so baie mense? Toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder die berg opgegaan. Hy alleen. So sê die woord van die Here. Amen. Wie van julle kan onthou die eerste keer toe jou pa of jou ma of die bestuurskool instrukteur jou vir jou eerste bestuursles gevat het? Wie kan dit onthou? Okay? Wie van julle het amper verongeluk? Okay, van ons, okay. Ek bly julle het ook amper, okay. So, ek gaan julle gou vertel wat het met my gebeur. Ek was 13 jaar oud. Dit was my eerste bestuursles by my pa. Ek kom van die platteland af. Ons doen dinge baie vroeg, okay? Op 10 is jy al 'n man, okay? In die platteland. Ek grap. Dis nie regtig so nie, maar op 10 is jy al, jy weet, besig met allerlei dinge. Ek het al trekker gery op 10 en goed, dis op die plaas. Okay? So dis lekker daar. Op 13 toe besluit my pa, ons het 'n petshop gehad in Zenien en dit was Saterdag en die petshop het toe vroeg gesluit en hier is ons in die parkeerarea van hierdie klein winkelsentrumpie in Zenien. En dit is 'n ongelooflike stil omgewing, okay? Daar's nie ander karre nie. En hier klim ek in die kar in die agterkant en ek is reg om huis toe te gaan. Ek het nou net die hele Saterdag spandeer om my ouers te help in die petshop. En my pa en my ma kom uitgestap en my pa sê vir my, nee, klim in die bestuurskant in. Ha? Ek's 13 pa. Jy weet, ek moet nog nie bestuur nie, ek moet nog nie kan ry nie. Maar dis okay. Hier gaan ek klim in. En hier word hierdie taak op my gesit. Ewe skielik moet ek ry. Vir baie lank het my pa, soos wat ek langsom ry en ek was baie geïnteresseerd in hoe om te bestuur en hoe werk dit om te bestuur en ek het die hele tyd die vraag gevra, is dit moeilik? Is die bestuurstoets moeilik? Jy weet, gaan 'n mens, is dit maklik om dit te slaag en goeters en so waar as wragtig daar feil ek die eerste keer. Ja, gereverse, lekker windie, one hand, punk, slaat ek hy paaltjie daar agter. Toe wabbel hy net so. Toe kyk die dame wat my instrukteur is, toe kyk sy net so vir my, toe sê sy, "Au." Sê ek, "Wat nou?" Sê, "Nou you fail." Toe ry ek weg. So toe was dit moeilik vir my. Ek moes dit op 'n tweede geleentheid gaan doen. Maar in 'n geval op hierdie geleentheid, toe sê my pa nou vir my, "Nou gaan jy bestuur." En hier klim ek in die kar, agter die stuurwiel, gordel in, hy gaan deur die instruksies en as jy al my pa ontmoet het en beleef het, hy's nogal baie, jy weet, hy's op baie goed gefokus, hy's nogal paranoïes, né? Ons noem hom Paranoid Peter, jy weet. As dit saggies begin reën, dan hardloop hy uit, dan pluk hy al die wasgoed af. Hy's een van daai mense, hy's die hele tyd so besig, né? So my pa is verskriklik oor wat ek alles doen. En hier sit ek en ek raak op my senuwees oor my pa wat
nou vir my sê, okay, nou moet jy ry en nou is hierdie taak aan jou gegee en ek sit en ek is heel te mekaar en hier gat ek en voete by mekaar en ek was 'n losskakel, so ek kon links ook skop, so my linkervoet is nie so dommie, so ek tog met my linkervoet moet ek baie meer doen as met my regtervoet en hier het ek my linkervoet op die briek. En ek mis something en iets gaan verkeerd en hier gly alles en daar trek ek weg met 'n groot spoed op pad na die pavement toe. En my ouers se nuwe Ford ram teen daai pavement op. En my pa was nie baie impressed nie. Maar hy weet die dag gaan kom. Want ek agter die kar gaan moet inklim en gaan moet ry. En ergens moet hy hierdie verantwoordelikheid vir my oordra. Ergens moet hy hierdie vaardigheid vir my oordra, vir my leer. Tot vandag toe, behalwe vir daai randsteen en 'n boom in my matriekjaar wat ek in vasgereverse het, was ek nog nie in 'n ongeluk nie. Prys die Here. Maar ergens moes ek begin leer om te bestuur. Ergens moes my pa vir my sê, nou is dit jou beurt. Interessant as ons teruggaan hierso na Jesus se verhaal toe, waar hy hierdie teken doen, sien ons iets baie spesifiek gebeur met sy interaksie tussen hom en sy disippels en hom en sy mense. Kom ons kyk gou na 'n paar van die tekens wat nogal erg hier uitstaan. Daar staan op een geleentheid, die mans alleen was omtrent 5000. Nou, as jy in die Bybel werk met getalle, né, amper altyd, as jy werk met getalle, is dit uiters belangrik dat daar 'n teken of 'n simbool daaraan gekoppel is. Nou 5000 mans, wat beteken 5000? Nou ons het baie lank al in die Nuwe Testamentiese debat oor wat beteken hierdie 5000. En hierdie 5000 is 'n vreemde getal want dit val eintlik in die middel van iets. Dit val eintlik tussen ietsie. So jy het jou 10 wat 'n belangrike getal is in die skrif in die Bybel. En dan kan jy altyd met 10 maal en dit is gewoonlik ook hoe hulle mense getel het in daai tyd, in die antieke tyd. Ek beloof jou, Thomas het nie daar gestaan en gesê, okay, almal in 'n ry. En dan staan al hierdie hordes mense in 'n ry en dan staan hy daar 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17. En dan staan Jesus en breek die brood en wag vir Thomas om klaar te tel. Hoeveel mense? Here, ek tel nog 104, 105, 106. En dan kom Petrus tussenin. Dit sou nou die tipiese ek gewees het. En dan staan hy daar 49, 72. Né? En dan sê hy soos, ag nee. 1 2 3 4 5 6. Né? Dit het nie gebeur nie. 5000 is vir ons gegee want dit het 'n simbool. Daar's 'n simboliek aangekoppel. Daar's iets belangrik met die getal 5000. Nou hoekom sê hulle hierso net die mans alleen was omtrent 5000? Dit is 'n indikasie dat die helfte van die volk omtrent hierdie beleef. Want 10 maal 10 is 100, maal 10 is 1000, maal 10 is 10.000. 10.000 is gewoonlik die getal vir volk of nasie. Okay? 5000 is gewoonlik 'n goeie indikasie van die helfte van die volk. So, na hierdie teken, is dit die Nuwe Testamentiese geloof of benadering, dat die helfte van die volk hierdie beleef het, en gedink het, hy is die koning. Hy is die koning wat na ons toe gekom het. Hierdie is die profeet van Israel wat gestuur is. Natuurlik, soos wat ek genoem het, is daar 'n bitter sterk koppeling natuurlik van die brood en die vis aan nagmaal, aan die Pesach, né? So hierdie geleentheid waar ons in gemeenskap om die tafel deel en gee. Maar die grootste ding wat in hierdie skrif vir my uitstaan en wat so 'n bietjie aanhak by die storie wat ek julle nou net vertel het, is op 'n stadium, toe sit Jesus daar en hy sien hierdie goeters en hy weet wat hy wil doen.
Jesus weet wat is nou sy taak. Hy weet wat is nou belangrik om te doen. Wat doen hy? Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Hoekom is dit belangrik? Ons sien gewoonlik, en ons het gewoonlik as Christene hierdie verwagting, dat God baie keer alles moet doen. Ons gebede is al partykeer so, ek weet nie of julle al agtergekom het nie, partykeer is ons gebede al so erg gevorm, dat ons verwag dat God alles moet doen, en moet God 'n rol speel in ons lewens, in ons geloof, in dit wat ons taak is hier op aarde? Absoluut, sonder God is ons niks. Maar op 'n tyd kom die Vader, kom die Seun van die Vader, en hy vra vir sy disippels, hy vra ons, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Jesus maak sy probleem, sy taak, Filippus se probleem, en Filippus se taak ook. Met ander woorde, die werke van Jesus is nie net die werke van Jesus nie, die disippels van Jesus deel in wat hier moet gebeur. Hulle is saam verantwoordelik vir wat hier moet plaasvind. En eers moes Jesus sê, hey, waar gaan ons brood kry? 5000 mense, Here, ek weet nie. En hier kom Andreas en sê, daar's 'n seentjie, hy het 5 garsbrode. Nou interessant, garsbrode is letterlik in daai tyd was, hulle het van onkruid en allerhande goed, mens kon net sowel hierdie plant verkrummel en goeters, en dan het hulle meel gemaak van 'n klomp onkruid en verskillende plante, en dit gebak, en dit was 'n teken van hulle armoede. Hierdie garsbrode, dit was regtig, dit het swaar gegaan met Israel, want die Romeinse ryk het hulle uitgetap van alles wat hulle het. So Jesus staan ons, hy sien hierdie 5000 mense, hy's besig om hulle te genees, links en regs. Hierdie mense het niks meer nie. Die Romeinse ryk het hulle werklik uitgeroei. En hierdie ding van die see van Tiberius is 'n indikasie dat die Romeinse ryk hierdie land gaan neem het, hierdie enigste vrugbare land van Israel, hierdie land wat Israel gevoer het, het die Romeinse ryk gaan neem en Israel gelos met niks. En hier kom Jesus en hy sien die nood, en hier kom 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 vissies, en Jesus voer sy nasie. Maar hy doen dit nie alleen nie. Hy deel sy probleem, hy deel sy taak met Filippus. Ek en jy is partykeer soos die 13-jarige ek. Ons kom partykeer op hierdie plek in ons lewe waar ons na alles om ons kyk en ewe skielik roep God ons tot hierdie ongelooflike taak wat hy wil kom vervul vir sy mense, vir sy volk, vir sy nasie. En soos my pa daai dag vir my sê, kom, jy moet bestuur. Dis tyd dat jy leer om hierdie te doen. Ek wens my bestuursinstruksie manual was so goed soos die ene. Maar ergens moes die leiersels oorgedra word. En dan sit ons partykeer soos die 13-jarige ek en jy skrik jouself dood. Jy skrik jouself so dat jy gaan in 'n paranoia in, jy gebruik sommer jou linkervoet vir die brek, vir die van julle wat dit nie weet nie, moet dit nooit doen nie. Okay?
nooit jou linkervoet op die briek nie, net regtervoet. Okay, petrolbriek regtervoet. Okay, linkervoet clutch. Okay, gelukkig outomaties of kry outomaties. Baie maklik. Maar partykeer gaan jy so in 'n paranoia spin in. Jy ry hierdie taak wat God vir jou gegee het teen die randsteen op. Jy vernietig amper hierdie plan van God en weet jy wat? Dis hoekom hy aan 'n kruis gesterf het. Sodat ons ten minste kan probeer om sy koninkryk te kom bou. Is sodat ons in sy genade kan vul, sodat ons in sy genade kan inkom en deel word van hierdie taak, dat dit nie net Jesus is wat die 5 brode en die 2 visse vir die 5000 mense gee nie, maar dat die disippels deel is van hierdie ongelooflike teken, dat Jesus in beheer is, dat Jesus God is, en dat God teenwoordig is. So volgende keer, as God iets op jou hart druk, as God iets vir jou kom belangrik maak, en jy 'n passie vir iets het, en jy verwag dat dit dalk net God se werk is, en God se plan is, om hierdie goed te kom doen, moenie skrik, as hy vir jou vra, waar koop ek die brood nie? Inteendeel, as hy jou vra, waar gaan jy die brood koop? Ek kan nie vir julle verduidelik hoeveel keer die Here die laaste ruk op my hart kom druk het. Pieter, wat gaan jy doen aan hierdie situasie? Wat gaan jy doen aan die feit dat jou mense besig is om deur 'n pandemie te gaan? Wat gaan jy doen aan die feit dat jou mense besig is om hulle werke te verloor, om sonder kos by die huis te sit? Wat gaan jy doen daaraan? Want ek het reeds alles vir jou gedoen. En ek is partykeer net so skuldig. Ek skrik nog steeds soos die 13-jarige ek, as die Here my vra, waar koop ons brood? Mag jy wakker wees. Mag jy die Here se hartklop hoor, wanneer hy jou saam in hierdie wonderlike teken van sy koninkrykswerke intrek. Mag jy weet, hy is saam met jou in die kar, hy is saam met jou by hierdie groot taak, hy is altyd teenwoordig, hy sal jou nie die kar te erg laat verongeluk nie. Hy sal ingryp wanneer dit nodig is. Maar hy vra van jou, hy smeek jou, om saam met hom hierdie te doen. Dit is nie net sy werk nie. Dis ons werk ook. Amen. Gemeente van die Here, kom ons sluit die oë en ons bid saam. Ons almagtige Heer en Hemelse Vader, wanneer ons kyk na hierdie tekens in Johannes, sien ons die teken dat U God is. Sien ons die teken dat Jesus waarlik God is. En dat hy nie kom om roem te ontvang nie, dat hy nie kom om te oorheers nie, maar dat hy wil kom om te deel in die werke van die koninkryk. In die uitbreiding van die koninkryk. Hierdie vors van liefde en genade in die wêreld in.
mag ons dan so saam met U deel in hierdie groot taak. Mag U op ons knoppie druk. En dan maak ons foute, Here. Mag U altyd teenwoordig wees en ons genadig bly. Here, ons roep U dan in hierdie spasie, in hierdie huis van U, waar ons kom deel in U genade en liefde. Ons roep U hier teenwoordig, want ons wil te midde van ons swaar kry, te midde van ons moeilike tye, 'n ongelooflike viering vier oor 'n jong dogtertjie, 'n jong dame, wat vanoggend kom bely dat U haar God is. En dat sy geroep word en gevra word om te deel in die taak van U. Wat 'n voorreg, Here. Wat 'n voorreg om as familie hierdie belewenis ook te hê in hierdie tye. Here, dit is hoekom ons glo, dit is hoekom ons hoop, en dit is hoekom ons in vreugde weet, U is in beheer. Mag ons dit beleef dan hier vanoggend. Mag ons glo en mag ons in ons geloof groei, want U het eerste alles gedoen. Here, ons dankie dan hiervoor. Here, ek wil ook net kom dankie sê aan die Groenewald ouers, dat hulle aan hulle doopsbeloftes so getrou gebly het. Here, dis skaars vandag. Dankie, Here, dat ons ouers het wat nog hierdie belangrike verbond aan vashou, en dat hulle in die opvoeding van hulle kind ook gedeel het in die taak van U. Here, so as U vra, mag ons antwoord. En wanneer ons vra het, Here, mag ons weet U is altyd daar. Ons bid dit in die wonderlike naam, die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Julle, ek wil graag vir Annemarie vorentoe roep. Annelies, sorry, Annemarie. Omdat dis Krishna Marie, nou het ek Annemarie en Annelies en Chris, julle, verskoon my. Annelies gaan gou vir ons bietjie kom vertel. Dankie. Goeiemôre gemeente. Dit is vir my so voorreg om Krishna Marie vir julle voor te stel. Krishna Marie is tans 'n onderwysstudent aan Tikkies. Haar belangstellings is teken en lees en gitaar speel en sing. Krishna Marie was betrokke vir baie jare in ons gemeente. Sy het vir jare gehelp by die babakamer, by die wikkelwurms, by die kleuterkerk, by die dapper stappertjies. Maar dit was veral by die seekamp, waar ons haar hart gesien het, hoe sy omgegee het vir haar maats. Krishna Marie, dis vir ons 'n voorreg om vanoggend vir jou voor te stel. Jy kan vorentoe kom. Krishna Marie se gunsteling vers is Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Baie welkom. Jy kan sommer hier voorstel. Christa, ek is so bly jy is ook 'n tikkie. Tiks of niks. Okay, nou weet julle almal dit. Baie geluk. En ek hoop dat die Here jou geroep het vir hierdie taak en dat hy jou ook gaan vra vir wat hy wil kom doen in jou lewe en in ander mense se lewens. Christa, ek wil so dan saam met julle hierso vanoggend net gou kyk na iets uiters belangrik oor wat die belydenis van geloof beteken vir jou hier vanoggend en vir so baie van julle wat
wat wil weet en wat graag die vraag vra, waarom doen ons die belydenis van geloof? En ons gaan na Romeine 10 toe. Aha, Romeine 10 vanaf vers 5. En ons lees gou saam. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van die wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie? Dit is om Christus af te bring. Of, wie sal na die onder die aardse diepte toe afdaal nie? Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Christa Marie, mag die Here jou aanroep hierso vanoggend, en mag jy met jou mond en jou hart bely dat hy opgestaan het uit die dood om jou te red, sodat jy vir sy werk en sy koninkryk dit vir ander ook kan doen. Ek gaan jou 4 vrae vra, en nadat ek jou die 4 vrae vra, wil ek jy moet hardop asseblief vir ons 'n antwoord daarop gee. Ten eerste, glo jy dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Ten tweede, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Ten derde, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En ten slotte, beloof jy dat jy jou onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Wat is jou antwoord hierop? Definitief ja, amen. Baie dankie, ek wil graag vra dat Annelies vir jou 'n geskenkie wil kom gee net namens die kerk. En Christa Marie, van my kant af baie geluk, en mag jy 'n baken van hoop wees, veral by tikkies. Wat se koshuis is jy? Is jy nie 'n koshuis nie? Sodat sy van die huis af. Groenewald koshuis, Groenewald kos. Okay. so jy's daarso by. Mag jy op kampus 'n baken van hoop wees. En mag die Here jou roep om sy taak ook te vervul. Amen. Dankie. Jy mag gaan sit. Gemeente, ek wil vra dat ons staan en dat die Groenewald koshuis saam met hulle dogter sal staan. En dat julle daarso waar sy nou is sal omhels. Dit is gewoonlik ons gebruik dat die ouers ook vorentoe kom en dan hierso voor saam met haar sal bid, maar omrede die COVID wil ons dit graag daarso persoonlik doen. So ek wil vra dat ons as gemeente sal staan en dat julle sal staan en dat ons hande sal uitreik na julle toe en dat julle daarso waar julle is vir Christa Marie vanoggend 'n gebed van danksegging en 'n gebed van volmoed en voorspoed vir haar geloofslewe sal bid, as ouers en as mense wat aan die verbond volgehou het. So kom ons staan, elkeen van julle, as jy gemaklik is daarmee, net jou hand uitstrek
na die Groenewald gesin toe en hierdie seën oor hulle bid. Ons Hemelse Vader, ons kom vier saam met die Groenewald gesin hierso vanoggend. Ons kom vier saam met Christa Marie en ons kom vier saam met U wat die groot verlosser is. Here, dankie dat ons weet wanneer ons met ons mond bely, voldoen ons aan die verbond dat U eerste na ons toe gekom het en dat ons nou, omdat U eerste, nou beloof ons. Nou kom ons terug na U toe. Here, mag hierdie 'n baken van hoop wees vir die mense daar buite in die wêreld. Mag hierdie U wees wat ons ook nou vra om deel te neem aan die koninkryk. En mag Christa Marie en haar gesin as deel van hierdie gesin van Rooikraal 'n baken van hoop vir die mense daar buite wees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Here, mag U seën oor hul daal. Amen. Terwyl hulle so staan, gaan ek nog 'n liedjie speel en dit is ook een van my gunsteling liedjies en een van my gunsteling bands wat hierdie liedjie speel en ek wil vra as jy graag wil kan jy weer uit jou hart uit saam sing ja, kom ons loof die Here vanoggend vir 'n laaste keer.
Amen. I don't care if I leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. Gemeente van die Here, mag die Vader julle ryklik seën. Mag die genade van Christus aan 'n kruis vir julle genoeg wees, om te weet dat God jou geroep het, om saam met hom in sy wonder te deel. En mag die Heilige Gees in jou hart inkom, om jou aan te spoor, om so te doen. Amen. Julle mag maar sit. Ek weet jy het ons afkondigings. Ons het niks afkondigings nie. Julle mag maar gaan. Amen.